Hoop is belangrik as jy wil oorleef in die wêreld waarin ons leef. Christene 'n ander ingesteldheid as wat die wêreld het, want God is vir ons 'n Vader wat ons kan vertrou. Die ou Grieke het nie hulle gode lief gehad of vertrou nie. Jy kan hulle nie kwaadlik neem nie, want hulle het dan die gode self geskep. Volgens hulle het een van die gode vuur gesteel van die hoofgod, wie se naam Zeus was. Die dief het toe die vuur aan die mense gegee in ruil vir hulle offerandes. Zeus het besluit om die mense te straf deur 'n vrou met die naam Pandora te skep. Hy het 'n pragtige kussie gemaak en dit as 'n geskenk aan Pandora gegee. Wat hy haar nie vertel het nie, was dat hy die kussie gevul het met al die ewels en siektes en probleme en rampe, wat eindelose pyn en lyding oor die mense sou bring. Hy het dit vir Pandora gegee en haar beveel om nooit die kussie oop te maak nie. Natuurlik gedryf deur nuuskierigheid het sy die kussie oopgemaak en alles het daaruit gespring. In afgryse het sy probeer om die kussie toe te kry, maar voordat sy die deksel kon terugkry, het pyn en al die tragedies ontsnap. Net een ding het agtergebly in die kus. Dit was hoop. Volgens die Griekse filosowe kon hoop nie ontsnap nie en dit was nou vir ewig vasgevang in Pandora se kussie. Wat 'n Griekse tragedie. Dink daaraan om siek te wees sonder hoop. Om pyn te ervaar sonder dat daar hoop is. Wanhoop sonder hoop. Vir die Grieke was deel van die hoop natuurlik dat jy kan wegkom met wat verkeerd is. Maar die boodskap van die Bybel is anders. Het jy al vroegoggend, terwyl dit nog donker is, wakker geword en die voëls gehoor sing? Iemand skryf, voëls sing omdat hulle bly is om die son weer te sien. Maar die vreemde is dat hulle sang begin nog lang voor dagbreek. Hulle sing in die donkerte, want hulle weet dit sal nie vir ewig donker bly nie. Hoe weet hulle dit? Net soos wat ons dit weet uit die baie bekende messiaanse belofte in Jesaja 35 vers 4. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moet nie bang wees nie. Julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God kom julle red. Onthou, ons is nie besig met 'n klaagsang, omdat ons jammer is oor die pyn en die donkerte om ons nie. Dit doen die voëls ook nie. Saam met die voëls sing ons om die son te verwelkom, selfs al kan jy dit nog nie heeltemal sien nie. Kom ons bid saam. Here, ons wil hierdie dag met 'n lied in ons gemoed instap, omdat ons weet, Jesus kom weer om alles nuut te maak. Amen.